Paul na die verloop van die diens net gesels om reëlings met haar te maak. En nou wil ek sommer net baie dankie sê. Dis ons so lekker om te sien dat mense in bedienings betrokke raak. As jy nog nie in 'n bediening ingeskakel het nie. Dit was my so lekker om vanoggend te sien hoe die gasvryheidsspan, daar's hy, dat hulle lekker kos vir ons voorbedien het en dat hulle vir ons hierdie saal hier mooi agter reg gekry het. En dit is ook die Here se werk om sulke goed te doen. As u wil betrokke raak by enige bediening, dan kan u na die tyd daar Helga gaan agter die inligtingstoonbank wees, waar u net met haar kan gesels. Dan ietsie waar ek net wou vashou, en dit het laasweek uitgekom, uit 'n profetiese woord hier uit ons gemeente uit. En dit was hierdie woorde: vergeet die verlede. Ons kan nie verander wat gebeur het nie. Maar dit was my so mooi toe die Here laasweek met ons gepraat het om te sê, vergeet die verlede. Fokus op wat ek nou doen. Fokus op die dinge waarmee ek nou besig is. En ek wil u herinner, ek het dit vir myself gaan neerskryf, die laaste 2 weke het ons soveel mooi woord van die Here gehad, waar die Here vir ons 'n woord gegee het, vir die van julle wat nie was nie, 'n woord wat gesê het, die Here laat die rivier weer vloei. Dis 'n woord wat ons kan aan vashou, soos ons bou aan hierdie gemeente en aan hierdie gemeenskap. So ek wil vir u dankie sê daarvoor. Dankie dat u betrokke is, dankie dat u nie net daar ver staan nie, maar dat u besig is met die werk van die Here. Ek gaan vir pastoor Marius Kuyter, ons streeksvoorsitter, vorentoe roep om sy deel te kom doen. Pastoor Marius, jy is welkom. Was hy, goeiemôre. Wat 'n voorreg om vanmôre saam met u te kan wees. Ook vir Pastor Justin, ons notaris, ons ander helftes, beter helftes, Janine en Vanessa. Dis ons 'n voorreg om vanmôre hier saam met u te kan kuier. Veral in hierdie spesiale omstandighede. En toe ek my gedagtes so 'n bietjie laat gaan, toe kom die woorde by my op. Dit wat vanmôre hier gebeur is 'n heilige oomblik. Amen. En ons is so bevoorreg om deel daarvan te kan wees. En ek gaan vra dat Pastor Karl en Nicole en ek weet Matthew is nie lekker nie, hy is 'n bietjie siekerig, maar as hy kan vorentoe kom sal hy ryk wees, klein Joshua, en ons wil graag hulle bevestig as die herderspaar van hierdie gemeente. En ek kan nie vir Karl alleen hier voor laat staan nie, want dis 'n herderspaar. En die kinders mag ook nie in die bank sit nie, want hulle is deel van die herderspaar. En dis 'n voorreg, Karl, Nicole, om julle vandag hier as die herderspaar van hierdie gemeente te kan bevestig. Ek glo met my hele hart, dis die Here wat hierdie dag beplan het. En sy almag het hy hierdie dag beplan, en hier is ons vanmôre om hierdie geleentheid saam te kan geniet. Ons moet dit geniet, dis nie swaar nie, dis 'n vreugdevolle oomblik. En ons is dankbaar vir julle, Karl, Nicole, die pad wat julle geloop het, voordat julle hier by Groen Byvelde was. Ons glo dat alles wat gebeur het, alles wat in julle lewens gebeur het, was 'n vormingstydperk in julle lewens ook gewees vir dit wat wag. Vir dit wat ons vandag as 'n nuwe seisoen ook hier ervaar. En daarom is dit nie vandag 'n aanstelling nie. Ek ons moet dit baie mooi vir mekaar sê. Dis nie 'n aanstelling wat hier vandag plaasvind nie. Dis 'n roeping wat vandag hier volbring word. En daarom erken ons God se roeping in julle lewens en in die seisoen wat hy ook in julle lewens geplaas het om vandag hier te kan wees. En daarom roep die Here, julle stop ook vandag hier so voor, hè? Daarom roep die Here julle vandag om as herderspaar
van hierdie gemeente op te tree. Herderspaar met groot verantwoordelikheid om hierdie gemeente te lei in wysheid, te dien in nederigheid en om hulle lief te hê met 'n hart soos wat Jesus hierdie gemeente liefhet. Om die woord suiwer te verkondig, mense te begelei in tye van vreugde, blydskap, maar ook wanneer daar pyn en hartseer is. En ook om 'n gemeente en 'n gemeenskap daarin te herinner dat die Here getrou is, selfs al word die pad moeilik. Al is die pad moeilik. Ons begeerte is dat hierdie bediening kenmerk sal word integriteit, dat daar diepe deernis sal wees en 'n diepe afhanklikheid van die Heilige Gees om julle te lei in hierdie pad wat julle loop, waar julle voorloop as 'n familie. Ek dink ek kan uit ondervinding praat, van my, Pastor Justin hulle, is dat hierdie is die eenheid wat vandag hier voor u staan. En hier is 2 kinders. En hulle gaan hier in hierdie gemeente groot word. En baie gaan sê, maar hierdie kinders is stout. Onthou, hulle speel met die gemeente se kinders. Okay. Maar die voorreg wat julle het om hier te dien, 2 pragtige jong kinders, jy kan berus dit altyd die eerste verantwoordelikheid. Die eerste verantwoordelikheid, om hulle so groot te maak, dat hulle die Here sal lief hê, en die kerk sal lief hê. En daarom is die verantwoordelikheid op julle en op die gemeente om te sorg dat die balans in hierdie pastorie huishouding altyd dat daar die balans sal word. Kan ek al amen van julle kry? Amen. Amen. Dis reg. Ek wil vra dat julle vir die gemeente kyk. Ek wil graag met die gemeente ook praat vandag. Vandag is dit ook 'n groot dag vir u as gemeente, waar die Here pastoor plaas om hierdie gemeente te bou, sy kerk te dien en voor te loop. Julle word geroep om saam met pastoor Karl en Nicole saam met hulle die pad te stap, om vir hierdie herderspaar te bid. Hulle het u ondersteuning nodig. Hulle het u bemoediging nodig. En hulle het ook u genade nodig. Want ons plaas vandag 2 mense en nie 2 engele nie. En daarom moet u ook met die bril van genade na hulle kyk. 'n Gesonde gemeente is nie 'n gemeente wat nie probleme het nie, maar een waar daar liefde is, waar daar vergifnis is en waar daar ook eenheid is. Die skrif sê in Hebreërs 13 vers 7 dat ons leiers moet ondersteun en saam met hulle die werk van God met vreugde moet doen. Wanneer die herder en gemeente in eenheid wandel, word God se koninkryk sigbaar in 'n gemeenskap. Daarom bid ons vandag dat AGS Groenweivelde 'n plek sal wees waar mense welkom voel, waar gebroke harte genees kan word, waar geloof groei en waar Christus altyd die integrasiepunt sal wees, waar hy altyd sentraal in hierdie gemeente sal wees. En ons gebed is dat hierdie nuwe seisoen een sal wees van geestelike groei en nuwe visie en vars hoop. Ek gaan vra Pastor Justin en jou op voorkom, wat 'n groot rol gespeel het in Groenweivelde. En ek gaan Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om vanmôre by mekaar te kan wees. Te kan deel in hierdie heiligheid wat vandag hier plaasvind. Wanneer ons mense bevestig in hulle roeping dat U hulle hier geplaas het. En Here, ons bid vir Karel, ons bid vir Nicole,
Ons bid, Here, eerstens dat U hulle sal seën, sal beskerm. Ons bid vir hulle huwelik. Ons bid, Here, dat U hand van bewaring oor hulle lewens sal hou. Ons bid, Here, dat daar geen aanslag in hierdie familie sal wees nie. Ons bid, Here, dat U hulle sal beskerm en sal vashou, en dat hulle sal weet dat hulle is in U hand en niks en niemand sal hulle ooit uit U hand uitruk nie. Daarom bid ons, Here, vir U goedheid. Ons bid vir U guns, ons bid vir U seën. Ons bid vir wysheid, ons bid vir insig. In alle omstandighede waar hulle self ook al mag bevind, Here, dat U hulle sal seën in Jesus naam. Ons dink aan klein Matthew en klein Joshua. Here, ons bid dat U hierdie twee manne sal seën. Here, ons bid dat hulle ook die kerk sal ervaar as 'n plek van liefde en omgee, en 'n plek waar Jesus Christus gepreek, gepraat en ook geleef sal word. Ons bid dat U hulle sal seën en hulle sal beskerm. En Here, dankie dat ons vandag hierdie familie in U hand kan plaas en kan weet hulle is veilig. Ons bid, Here, seën hulle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. En kom ons bid vir die gemeente, kom ons sluit die woord. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie dat U die koning van die konings is, die Here van die Here, en dat U ook die Here is van hierdie gemeente. Dankie, Here, dat U hierdie gemeente geplant het, soveel jare gelede, en dat die bediening nog steeds aan die gang is, omdat U dit aan die gang hou. Omdat U die een is wat die werk begin het, en U is ook getrou, dat U die werk wat U begin het, ook sal voltooi. U sal nie laat vaar die werke van U hande nie, en dankie dat ons dit ook kan sien, Here, in hierdie gemeente, dat U nie hierdie gemeente laat vaar het nie. Dankie, Here, dat ons ook hierdie gemeente se roeping en werk en taak en missie weer kan bevestig in die Gees, dat hierdie 'n gemeente is, Here, wat bestaan om U te verheerlik, 'n gemeente wat bestaan om die gemeenskap te bereik en om 'n plek te wees waar gebroke mense genees kan word. Dankie, Here, dat hierdie gemeente 'n lighuis, 'n ligbaken in hierdie gemeenskap is, Here, en dat dit 'n plek is, Here, waarvan af U hierdie gemeenskap bedien en raakleef. Ek eer U daarvoor, Here. Dankie vir elke gemeentelid. Dankie vir elke gesin wat deel is van hierdie gemeente. Here, ons bid dat U seën op elke gesin sal rus, Here. Op elke gemeentelid sal rus, Vader. Dat hulle U sal beleef, Here, in die krag van U opstanding. Here, dat hulle hier toegerus sal word. Dat hulle hier geïnspireer sal word, Here, genees sal word en gestuur sal word in die donker wêreld in, Here, om 'n verskil te maak en U lig te skyn in 'n donker wêreld. Here, dankie dat U die voorsiener van hierdie gemeente is, Here. Dat U die een is wat gee wat nodig is vir hierdie gemeente, van finansies tot menslike hulpbronne, tot oop deure, Here. U is die voorsiener en ons eer U daarvoor. Ons bid, Vader, dat U hierdie gemeente sal vat van krag tot krag en van oorwinning tot oorwinning. En Here, dankie vir daai belofte in U woord wat sê dat die poorte van die doderyk nie U gemeente en ook hierdie gemeente sal oorweldig nie, Here. Maar dat hierdie gemeente 'n gemeente sal wees wat die boosheid wegdryf, waar ook al hulle verteenwoordig word. Here, ons bid dat U hierdie gemeente se kinderbediening sal seën, Here. Dat dit uit sy nate uit sal bars. Here, dat hierdie gemeente ook 'n plek sal wees waar jong kinders, waar klein kindertjies U leer ken, en dat hulle kan teruggaan in hulle huisgesinne en in hulle skole in, Here, en daar vir U 'n verskil maak in ander mense se lewens. Ons bid, Vader, dat dit nie net kinders sal wees nie, maar ook groot mense wat ons roep hulle in, Here, wat deel van hierdie gemeente sal word, en dat dit mense sal wees, Here, wat 'n hart het vir U en vir U werk, en dat dit sal uitbou in hierdie gemeenskap. Dankie dat U vir Randfontein liefhet, Here.
en dat U ook vir Groen Weivelde gekies het om tot Randfontein te bedien. Ek bid, Here, dat hierdie gemeente ook effektief sal wees in dit. Here, dat ons nie 'n eie koninkryksvisie sal hê nie, maar 'n Jesus koninkryk-visie en missie sal hê. Dat dit ons gesindheid sal dryf, dat dit ons gebede sal dryf, Here. Dat ons vanuit daardie plek sal bedien en leef. En ek dank U daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Ja, kom ons lekker aan dit laat. Ek wil net gou as Paul praat. Sy gaan die studio terug met sy. Baie dankie, Pastoor Marius, Pastoor Justin. Dit is voorwaar vir ons net wonderlik. Ek dink elke keer as ek voor U staan, dan sê ek vir U, dis wonderlik wat die Here doen. Want dit is net Hy. Dit is net Hy wat ons hier gebring het. Dis Hy wat 'n plan het met ons lewens. Ons gaan in die woordbediening ingaan as ons net daai mikrofoon so klein bietjie sagter kan sit. Ek so 'n bietjie. Ons gaan ingaan in die woordbediening. As jy jou Bybel het, vanoggend gaan ons uit Psalm 1 uitlees. Psalm 1. My tema vanoggend is blom waar jy geplant is. God het 'n plan met waar jy vandag sit, met waar jy in jou lewe is God betrokke. God wil saam met ons 'n pad stap. En wanneer ons sê blom waar jy geplant is dit eintlik iets waar ons sê, Here, doen net wat U wil. U is in beheer van my lewe, doen net wat U wil. Ek sal gaan waar U vir my stuur. Ek sal wat ook al U van my vra, sal ek dit gaan doen. En baie mense glo dat jy eers op 'n sekere plek, of 'n sekere status, of 'n sekere identiteit moet wees, voordat jy kan blom. Beter omstandighede, 'n beter werk. Baie mense sê, maar as ek net 'n beter huis het, beter mense in my lewe, as ek net in 'n beter seisoen van my lewe is, dan sal ek kan blom. As ons net alles beter kon gehad het, dan eers kan ons blom. En my boodskap vanoggend vir u is baie simpel, dat God u kan gebruik net waar u vandag is. Dit hoef nie beter te wees nie. God kan u gebruik. Hy wil u gebruik in jou eie lewe. Wil hy 'n pad stap met jou. En ons lees in Psalm 1 dat om te blom beteken nie dat alles perfek is nie. Maar Psalm 1 praat van waar jy gewortel is. As jy gewortel is in Christus, dan maak dit nie saak waar u jouself vanoggend bevind nie. God het 'n plan. Kom ons lees Psalm 1. Dit sê vers 1. Dit sê dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie met die sondaars omgaan en met die ligsinnige saamspan nie. Maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Dan vers 3, hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Jy sien, ons sien
dat in Psalm 1 en reg deur die Bybel is daar gewoonlik 'n vergelyking van twee mense. Hulle praat van mense wat naby aan die Here woon, mense wat die Here se wil najaag en die mense wat hulle eie wil najaag. Reg deur die Bybel sien ons, en dis dieselfde prentjie wat Psalm 1 vir ons probeer skets. Hy probeer vir ons wys dat hier's twee mense. Iemand wat homself omring met selfsugtigheid, met sy eie dinge, wat vasgevang is in sonde, teenoor iemand wat hulle vreugde vind in die Here en die Here se dinge, dit dag en nag oordink. En dan gee hy hierdie prentjie van 'n boom en hy sê, hierdie boom is soos 'n boom wat naby aan water geplant is. Iemand wat hulle vreugde in die Here vind, is soos 'n boom wat naby aan water geplant is. Jy sien, dit kan of 'n boom wees wat naby 'n woestyn geplant is, wat gewoonlik doodgaan, of jy kan soos 'n boom wees wat naby die water geplant is. Wat om te blom beteken is 'n keuse. Waar elkeen van ons vandag sit, die laaste paar weke het ons soveel kere gepraat oor gesonde gewoontes, dit wat ons daagliks kies, die goed wat jy sommer van selfsprekend, jy dink nie eers daaroor nie, jy doen dit net. En ons het gesê, gesonde gewoontes is iets wat ek meer doen as wat ek dit nie doen nie. En wanneer ek besluit ek wil blom, dan beteken dit is 'n keuse, dit is intentioneel, dit is iets wat ek kies om te doen. En verskeie weergawes in die Bybel, wanneer hulle hierdie beeld van die boom voorstel wat naby aan die water is, dan sê dit, wanneer iemand wat naby aan die boom, naby aan die water geplant is, wat floreer in alle dinge, dan is dit eintlik 'n voorbeeld van wat ons as gelowiges moet wees, 'n lewe wat floreer, 'n lewe wat oorloop van God se goedheid. En as ek vanoggend vir jou moes vra, voel jy blom? As jy na jou eie lewe moes kyk vanoggend, voel jy's op 'n plek waar jy blom? Voel jy's op 'n plek waar God jou kan gebruik? Voel jy God wil iets met jou lewe doen? Hy wil die pragt vir ander mense wys. Niks in hierdie lewe gebeur per toeval nie. Niks in hierdie lewe is per toeval nie. Om te blom is 'n keuse, dis iets wat ek en jy elke dag kan maak, as jy by jou werk is, as jy by die huis is, waar ook al jy jouself bevind, is dit 'n spasie waar God jou kan gebruik om vir die mense rondom jou te wys, dat jy kan blom. Want jy sien, om te blom is nie 'n gevoel nie. Soveel keer hoor ons deesdae hoe mense vir ons die hele tyd sê, maar ek voel. Maar ek wil vanoggend vir u vra, wat wil God hê met jou lewe? Want ons het so geselfsentreerd geraak, dat alles net oor ons gaan. Maar wat wil God in my lewe? Hoe wil God hê moet ek blom? En om te blom beteken baie keer dat jy die mense moet kies met wie jy jouself omring. Jy moet kies, wie gaan jy van raad vat? Wie gaan inbou in jou lewe? En met wie moet jy so 'n bietjie distansie plaas? Want jy kan nie soos 'n boom wat naby aan die water is, as jy konstant jouself met slegte gewoontes en goed wat jou aftrek nie, dan kan jy nie soos 'n boom wees wat goeie vrug sal dra nie. En ons is nie geroep om alleen te leef nie. Ons is geroep om saam met mense te leef. Ons is geroep om saam met mense hierso te leer en saam met mense in hulle lewens in te bou. En dit is nie om onsself af te sonder nie. Ons sê nie ons is belangrik wanneer ons onsself afsonder nie, maar dis waar ons 'n balans vind, waar ons kan blom. Maar ons pas nie net in met die dinge van die wêreld nie.
Want God het 'n spesiale plan met elkeen van ons lewens. Ons is nie gemaak om net in te pas nie. Om te blom beteken juis om uit te staan, om vir die wêreld te wys, kyk, hier is iets mooi. Kyk wat doen die Here met hierdie familie se lewe. Kyk wat doen die Here met hierdie gemeenskap. Toe ek en Nicole die beroep gevat het, toe ons begin voel het, die Here begin met ons praat. En ek het hierdie storie al met u gedeel, of met van julle gedeel. Ons was nie seker of ons moet kom nie. Pastoor Justin sal daar vir u kan sê, ons het vir hulle gesê, ons het nog nie van die Here gehoor nie. En op die dag, wat dit toegemaak het om aansoek te doen vir hierdie pos, vir hierdie beroep, het ons gevoel die Here praat met ons. En my vrou, ek onthou dit nog, soos gister, ek was kerk toe, by pastoor Marius hulle, en ek het gehoor die Here praat met my, en hy sê, ek stuur julle. En ons 2 seuns was siek by die huis, en Nicole, toe ek by die huis kom, toe sê sy vir my, ek en jy moet praat. So deur die loop het sy so 'n paar keer vir my gevra, so wat van groen weivelde, dan het ek vir haar gesê, maar die Here het nie met my gepraat nie. Ek het nie self gehoor nie. En daai dag, daai Sondag, toe ek terug by die huis kom, toe sê sy, ons moet praat, want die Here het met my gepraat. Toe sê ek, die Here het met my ook gepraat. Sy was reg om vir my te sê, jy moet luister. En baie keer het jy jou vrou nodig wat ook vir jou kan sê, of die mense rondom jou wat vir jou kan sê, luister, wat sê die Here? En toe ons aansoek gedoen het, het ons duidelik gehoor die Here sê, maar ek stuur julle, ek het 'n plan met julle. Sien, ons was nie blind toe ons ingekom het in hierdie gemeente, toe ons uitgevind het oor die uitdagings nie. Maar wanneer jy geroep voel, wanneer jy voel God het 'n afspraak, dan kan jy na dieselfde stel omstandighede kyk, maar jou perspektief is anders. Wanneer God iets in jou lewe wil doen, waar hy wil hê jy moet blom, dan kan die omstandighede vir jou kan so lyk, maar God het 'n ander plan. Die vraag is, waar plaas jy jou perspektief? Sien, want die omstandighede is nie anders nie, maar hoe jy dit benader, wat jy doen, dit maak die verskil. En miskien sê jy, pastoor, ek weet nie, ek voel nie of my lewe op hierdie oomblik blom nie. Dan wil ek vir u sê, kyk na die Here. Kyk na wat hy wil hê. Want om te blom waar jy geplant is nie net 'n keuse nie, maar dis ook waar en wat het jy lief. Reg deur die Bybel sien ons hoe verskeie mense vir ons wys in hulle lewens, wat het hulle lief? Judas het van wat gehou? Geld. Dit was vir hom belangrik. Status was vir hom belangrik. Verskeie karakters in die Bybel het verskeie nood gehad. En die Bybel is baie spesifiek waar ons tyd en ons energie en ons menswees insit, dit is wat vir ons belangrik is. As jy nie tyd in jou familie insit, of jy nie tyd in jou Bybelstudie, en ons het gepraat van hierdie gewoontes, dan kan jy nie sê, maar Here, ek wil u beleef soos nog nooit tevore, as jy nie daai tyd gaan uitkoop nie. En ons lees in die 33 vertaling van Psalm 1, dit sê, maar sy behaag is in die Here. Dit beteken, sy hele menswees is in die Here. En as ek u vanoggend sou vra, waar is jou behaag? As jy jou prioriteite moes uitlê, en dit so op 'n tafel moes uitsit, waar is jou prioriteite? Dui dit op 'n plek waar jy kan blom, of is jou prioriteite op 'n heel ander plek, maar jy wil nog steeds hê dat jou lewe moet vrug dra? As ek vanoggend vir u moet vra, hoe lyk jou huwelik? Is dit 'n plek waar dit floreer, waar jy sê, ek kan met my vrou praat, waar ek nabyheid beleef, of beklei jy konstant? Want daar waar ons tyd en energie insit,
Dit bepaal of ons blom of nie. Om te behaal, om dag en nag daaroor te dink, beteken ek pyns. Dis iets wat ek keer op keer aan dink. Dit beteken alles wat ek doen word oorweeg in die lig van Christus. Ons gewoontes word bepaal deur wat God van ons vra. En in ons eie lewe kan ons dalk die vraag vra, maar wat het ons die liefste? Want nie alles wat ons altyd aanklou, of wat ons aan vashou, is goed vir ons nie. As jy 'n lewe wil leef, waar jy blom, waar jy geplant is, dan moet jy baie keer sê, ek moet hierdie ding laat gaan. Ek kan hom nie verder in my hand hou, of in my lewe hou, as ek wil hê, my lewe moet 'n lewe van vrug dra nie. Ons kan nie blom as ons konstant vasgevang word in vrees, of angs, of hierdie ding van ek moet alles beheer nie. Die Here nooi u vanoggend uit en hy sê, ek gee vir jou my vreugde. En as ons die liefde van die Here het, dan maak dit nie saak wat gebeur nie. God gebruik mense wat diep gewortel is in hom. En ek glo God wil elkeen van ons vra dat ons diep geanker moet wees, soos 'n boom wat naby aan die water is. Sodat ons diep geanker kan wees, want dan maak ons omstandighede nie saak nie, want God is in beheer van my lewe. Die dinge wat ek nou deurgaan, maak nie saak wat ek nou deurgaan nie. Want om te blom waar ons geplant is, vra een vraag: waar is jy gewortel? Waar is jy gewortel? Is jy diep genoeg gewortel? Want die dinge van die lewe gaan gebeur. Dis nie dit kan gebeur nie. Dit gaan gebeur met ons. Ons almal gaan deur uitdagings. Maar ons identiteit is in Christus. Dis hy wat alles anders maak. En as ons gewortel is in God, dan vernietig dit self die grootste droogtes in ons lewens. Dit breek die grootste teenspoed wat jy al ooit ervaar het. Want om te blom is nie afhanklik van waar jy geplaas is of waar jou posisie is nie. Dis waar jou hart is. Miskien is hierdie juist die plek waar God jou wil gebruik. Miskien sê jy, ek sukkel by my werk of ek sukkel in hierdie omstandigheid. Dan wil ek vir jou sê vanoggend, miskien is dit juist die plek waar God wil hê jy moet blom. Waar God juist wil hê jy moet vir mense wys, kyk, hier is hoe dit lyk as iemand gewortel is in Christus. God wil jou juist gebruik waar jy jouself bevind. Baie van julle bid miskien en sê, Here, vat my asseblief weg. Hierdie is nie die regte plek vir my nie. Maar dan sê God, ek wil jou hier gebruik. Ek wil hê jy moet hier blom, want ek is nie klaar met jou nie. Ek is nie klaar met die mense rondom jou nie. Ek wil jou hier gebruik. Miskien sê jy in jou familie, Here, ek sit met hierdie ding en ek weet nie hoe nie. Dan is dit juist God wat sê, druk deur, daar gaan vrug kom. Want ek dink baie keer bid ons te maklik en ons sê, laat hierdie ding net wegkom van my af. Plaas van om te vra, maar God, wat wil U vir my hierdeur wys? Hoe wil U verheerlik word? Hoe wil U hê ek moet blom in hierdie seisoen wat U my in geplaas het? Want ons glo tog, God is in beheer van ons lewens. Amen? Hy is in beheer van ons lewens. En God plaas ons in hierdie wêreld om te blom. God plaas ons in ons dorpe, in ons werksplekke, om sy vrede te bring, om vir mense te wys wie hy is. God plaas ons juist en hy sê, ek wil jou gebruik om hoop te bring. Ek wil die blom, die reuk, die vreugdevolle reuk van jou lewe wil ek uitgiet en ek wil hê
moet dit beleef, sodat God se getrouheid kan wys. God kan ander mense kan sien, maar God is betrokke in my lewe, selfs al gaan dit nie altyd goed nie. In ons verhoudings is dit 'n geleentheid, as ons wil blom, dan kan ons sê, genade bo aggressie. Genade bo, ek moet reg wees of ek self. Maar wat van ons huwelik? Wat van ons kinders? Dis 'n geleentheid waar ons kan wys getrouheid, selfs in moeilike tye. Want dis juist in ons swaarste tyd, dis juist in die tyd wat ons groei, wat ons karakter wys. Dis waar ons karakter gebou word. En derdens, in hierdie wêreld. God roep ons hier in hierdie wêreld in. Hy sê, julle is nie van hierdie wêreld nie, maar ek wil julle gebruik om anders te leef. Ander ervaar druk, ons kan vreugde ervaar. Ons het die geleentheid om te sê, aksies bo woorde. En ek wil vanoggend afsluit om vir elkeen van u te vra, blom jy? Is daar goed wat jy in jou lewe moet doen of verander? Waar jy kan vrug afwerk, waar mense kan sien dat God beheer is en beheer is van jou lewe. Blom jy waar jy geplant is? Want die belofte is, jou lewe sal vrug dra as jy naby aan Christus is. Dis 'n belofte. Hy sal vrug dra. En die wêreld sal weet wie God is as hulle na jou kyk, as hulle kan sien, maar hierdie persoon is lief vir my. Hulle lewe borrel oor. Daar's meer as genoeg. Daar's kapasiteit. En as u na hierdie blomme vanoggend kyk, dan wil ek u herinner om te sê, dis 'n uitnodiging. Nie omdat ons perfek is nie, maar omdat God ons juist uitnooi om te sê, blom waar ek jou geplaas is. En wanneer u is baie welkom om na die aanloop van die diens vir u een huis toe te vat, om jou te herinner dat God jou wil gebruik. Elke keer wat jy na hierdie blom kyk, wil ek hê jy moet dink dat God my wil gebruik. God wil hê my lewe moet blom. Ons vat 'n oomblik vanoggend en word net stil. Net jy en die Here. Here, dankie dat u lief is vir ons. Here, dat u ons roep om te blom. Here, dat u ons help, dat u ons nie alleen los nie, Here, maar dat u ons help om te blom, om vir mense te wys wat vrug is. Here, ek wil kom bid vir elke persoon, Here, wat dalk vanoggend sê, maar ek weet nie of my lewe blom nie, ek weet nie of daar dalk dinge is wat ek moet verander nie, en ek weet nie hoe nie, ek weet nie waar ek moet begin nie. Here, wil ek kom bid dat die Heilige Gees hulle sal oortuig, Here, om te begin met een ding. Here, een ding en dan die volgende, Here. Here, dankie dat u betrokke is in ons lewens, Here. Here, dat ons, soos hierdie blomme wat hier voor is, Here, dat ons vir die wêreld kan wys, dat daar wel hoop is, dat daar wel krag is, Here, dat daar nog wonderwerke elke dag in mense se lewens gebeur.
Here, dat U betrokke is in ons eie lewens, Here. Dankie dat U nie so groot is, Here, dat U nie verstaan dat ons baie keer na ons klein dinge na U toe kan kom, Here. U is so getrou, want U hoor dit selfs. Selfs in ons kleinste en grootste vrese, Here. Ontmoet U ons. Help ons om te blom. Help ons om te doen wat U van ons vra. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons staan saam en dan gaan ons slotlied sing. In die eenheid staan ons vanmôre as 'n gemeente saam met ons Heilige. En ek wil graag die uitnodiging rig dat ons sal antwoord op die boodskap, die uitnodiging, die oproep van die Here om te volg onder leiding in ons gesinne, en hierdie groot familie, die gesin wat voor ons staan vanoggend. En as dit vir jou gemaklik is, as jy dit resoneer in jou hart, en jy kan, is my gebed dat jy saam sal antwoord daarop wanneer ons gaan sing, ek en my huis, ons sal die Here dien. Dat die bevestiging sal wees ook van hierdie huis, hierdie gesin, vir hierdie pad vorentoe, ons sal die Here dien. Kan ek 'n amen daar kry? Ons is nie net vir die aard en die correctie nie, maar voor die aard en kom ons en blijf nie, die alleen is God, die alleen is God. Ek en my huis, ons sal die Here dien, ons sal die vertrou, en wat ons nie sien nie, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons sal die Here dien, die lig kom wees wat in die land moet sien. Steek ons aan die brand, steek ons aan die brand. Ek sien die nasie opstaan en steek ons weer weg voor die een wat ons in sy adem sê. Ons is nooit alleen, ons is nooit alleen. Ons sal
die Here dien. Ontvang die seën van die Here. Mag die Here voor jou uitgaan. Mag jy sy hand in jou lewe sien, waar hy jou roep om te blom in elke faset van jou lewe. Mag jy 'n kleurvolle geur vir hierdie wêreld gee.